Ons gaan heel eers begin om ons soda oplossing aan te maak, sodat dit kan afkoel, want hy verhit baie hoë grade en ons moet dit 'n hele ruk laat om af te koel. Ons het nodig 500 ml gedistilleerde water. Ons het nodig 260 gram soda. Onthou asseblief om jou skaal op 0 te stel. En onthou altyd om handskoene aan te trek. Dit is ook belangrik om 'n langmou ding aan te trek vir ingeval iets op jou vel spat. En dan gaan ons die soda binne in ons water gooi. Onthou asseblief om onmiddellik jou soda toe te maak wat jy nog later wil gebruik, want dit trek vog. Ons voeg dit stadig in en roer met 'n ou, asseblief met 'n ou stukkie toerusting om eenvoudige rede, jy wil nie weer hierdie gebruik in jou kombuis om koek mee te bak nie. Dit is giftig. Jy sal hoor dat hy 'n gelykie maak. Die kleur verander na melkerig, wat heeltemal reg is. Ons het nodig om hierdie 'n hele rukkie te roer, totdat al hierdie stukke opgelos is. Jy sal die dampe sien soos wat dit begin verhit. En wanneer jy 'n beker gebruik, asseblief gebruik 'n ding wat die hitte kan weerstaan. 'n Glasbeker is baie meer makliker om te gebruik. Jy sal sien dat wanneer ek dit doen, daar kom niks meer op nie. So ons kan nou hierdie laat om af te koel. Dit moet afkoel tot 38 grade Celsius voordat ons dit gaan gebruik. Ons is besig met 'n suurlemoen resep. Ons gaan 2 mooi suurlemoene, lemmetjie suurlemoene, die gladde skil kry. Wat ons eers nodig het is die skil, want binne in hierdie skil is olies, essensiële olies wat geur aan ons seep gaan gee. Wat ons gaan doen is, ons gaan eers afrasper in sirkelbewegings op 'n ou rasper asseblief. U sal sien, daar's sulke selletjies binne in die skil. Ons het dit alles nodig, so ons gaan hom redelik diep skil tot amper by die vleis van die suurlemoen. En wanneer ons klaar afgerasper het, dan gaan ons die skil bymekaar maak. Ek het reeds 2 suurlemoene afgerasper. Dit het vir my ongeveer 4 eetlepels skil gebring. By die 4 eetlepels skil het ek bygevoeg 4 eetlepels olie. Jy kan olyfolie gebruik, jy kan canola-olie gebruik, maar olyfolie is die mees natuurlike, mees bevochtigende en het baie meer natuurlik om te gebruik. Goed, dit is ons geursel, ons laat dit verkieslik oornag, sodat die geursel van die suurlemoenskil kan opgesuig word deur die olie. Dan die suurlemoene self druk ons uit. Ons het 100 ml vars uitgedrukte sap nodig. En dan vir kleursel, omdat ons met 'n natuurlike suurlemoenseep besig is, het ek 'n eetlepel borrie, fyn borrie, wat ons vir kleur gaan gebruik. Dit gaan om lig oranje kleursel maak. Dit is ons geursels. En indien jy voel dat jou seep nie lekker genoeg ruik nie, hierdie is lemoenskilolie, essensiële olie. Ons gaan 'n eetlepel tot 2 eetlepels van hierdie ook by ons seep voeg. Ons gaan nou ons beesvet klaar uitgekook is
en hardgestol is gebruik. Ons het 'n 1,3 kilogram beesvet nodig. Gaan ons nou in 'n ou sloukoeker gooi om te smelt. Ons gaan daarbey voeg die olyf, 2 koppies olyfolie. As jy voel olyfolie is te duur om 'n seep te maak, kan jy maar canola olie gebruik, maar probeer die suiwerste olie kry wat jy kan kry. Baie belangrik is om jou seep eerder buite te staan en maak as wat jy dit binne in die huis gaan maak. Verkieslik omdat die oplossing, die soda oplossing dampe laat. En natuurlik beesvet wanneer dit verhit ruik nie baie aangenaam vir party mense nie. En daarom gaan ons nou die pot toemaak en dit laat sodat dit gesmelt word. Ons beesvet begin nou lekker smelt. Hy begin nou nog melkerig lyk, soos jy kan sien. Die pot begin lekker warm voel. Ek sit my skil wat ek gerasper het, sommer teen die pot net, laat dit 'n bietjie opwarm, sodat wanneer ons dit nodig het, laat dit redelik dieselfde temperatuur het as die wat binne in die pot gaan wees. Ons sal nou terugkom om te kyk na presies hoe die vet moet lyk wanneer dit gereed is. Terwyl ons nou nog wag vir die olie om tot op die regte temperatuur te kom, is dit 'n goeie idee om jou vorms voor te berei, want die versepingsproses vind vinnig plaas. Nou wat ons doen, ons vat ons kruideniersware sakkie, sny die wind waai en pla. Sny 'n lekker groot genoeg vierkant uit of reghoek soos jou vorm dit nodig het. Druk dit mooi af binne in die hoeke en vou dit om. Dit is nogal belangrik om dit so glad as moontlik omgevou te kry. Dit gaan in elk geval reg lê, omdat hierdie plastiek is baie dun en die krekels trek ek gewoonlik wanneer ek die seep klaar ingegooi het ook 'n bietjie, dat dit mooi lê. En dan lyk die eindproduk min of meer so. Hierdie vorms moet maar reg en gereed staan, want sodra as wat die verseping plaasvind, moet dit so vinnig moontlik uit. Ons olie is nou gesmelt. Baie mooi, deurskynende kleur. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan ons ander olies byvoeg. Die eerste is ons 100 ml kasterolie. Kasterolie het baie antibakteriese, inflammatoriese en ek weet nie wat se eienskappe nie, daarom voeg ek dit hier in. Daar word beweer dat wanneer jy warm kasterolie op 'n spier sit wat bietjie gestrek is en seer is of pynlik is, dat dit oornag die spier laat verslap en baie beter laat voel. Hulle sê dit help vir inflammasie. Ek sit dit in my seep in, want dit laat my net goed voel. Die volgende ene is ons 100 ml klapperolie. Ja, hier het ons 'n plannetjie nodig om dit uit die bottel te kry, want dit is redelik koel vandag. Dit is nie gesmelt nie. Ons krap dit net uit. Voeg dit in. Nou, klapperolie sê hulle is om die vog in te hou. Ek weet nie daarvan nie. Maar dit laat die seep vir my beter skyn as dit wel in is. So, ons net elke bietjie hier uitkrap en ingooi. Die volgende ding wat ek bygooi
is glyserien. Ek gebruik sommer enige wat ek kry, alhoewel hulle beveel aan dat 'n mens 'n groentebasis glyserien kry. Dit gooi ek so 2 eetlepels van dit sommer nou in. En dan moet ons wag. Ons roer ons seep net 'n bietjie deur, of ons olies althans, ons roer ons olies deur, laat die klapperolie nou net ook smelt. En dit lê nou nog dikkerige stukke hierin. Sodra as wat hy nou net ook opgesmelt het, sal ons die olies uithaal uit die pot uit. En dan moet ons wag. Ons meet die temperatuur dan van die olie en ons soda oplossing. Daar mag nie meer wees as 15 grade verskil tussen jou olie en jou soda oplossing nie. Anders is jou versepingsproses baie lank en ja, dan sal jy soos die ou mense die hele dag staan en pot roer. Ons soda oplossing is nou op die regte temperatuur en nou is dit vinnig werk en nie wegloop van jou seep af nie. Ons gaan eers ons soda oplossing invoeg. Baie mense sê voeg dit baie stadig in. Vir my werk dit enige manier. En asseblief, hierdie is steeds giftig. As dit op jou hande kom, gaan jy huil. Verkieslik gebruik jou handskoene as jy nie geoefend is om hierdie seep te maak nie. Kyk, as ons die seep, die soda ingevoeg het, dan begin dit melkerig word. Dit beteken die verseping is reeds besig om plaas te vind. Nou die ou mense het heeldag gestaan en roer in 'n seeppot. Hierdie is gelukkig baie min seep. En ons gebruik 'n bietjie moderne tegnologie. Ek gaan nou 'n bietjie geraas maak. Die belangrike om te onthou is hou asseblief hierdie onder. Moet hom nie oplig bo nie, want dan klop jy baie borrels binne in jou seep in. So ek gaan nou begin. Ons werk 'n bietjie, dan roer ons dit so effens deur. Ons gaan hom weer gee. Ou mense het gepraat van die heuningstadium. Hy is amper daar. Ons gaan nou weer ons pot nader sleep, want ons gaan hom so 'n bietjie weer verder kook en hitte gee. Die pot is aan op lou. Ek sit dit weer terug. Ons gaan hom weer 'n bietjie hitte gee en ons gaan nog 'n bietjie roer. Ek weet nie of dit, kyk hierso, kan jy sien, hy begin so laagietjie maak. En ek noem dit die spoorstadium. Die ou mense het gepraat van hy skei. Goed, nou is dit bietjie tyd om ons seep 'n rukkie te laat kook, voordat ons die geersels en kleursels byvoeg. Ek gaan nou vir julle wys, dit is ongeveer 2 minute wat hierdie seep nou gekook het. Jy sal sien hy drup stadiger af van die spatula. En as jy hom roer, dan lê daar vormpies op die seep. Nou hierdie seep is wat ons nou noem 'n cold process of 'n koue proses seep, soos die ou mense gesê het. Hierdie is nou die regte stadium. Ek gaan die pot afskakel, want nou gaan ons al ons kleursels en geersels begin byvoeg. Wat ons eerste byvoeg is ons suurlemoenskil wat lekker geweek is. Ekskuus, maar ek moet dit alles hier uitkrap. Dan gaan ons 100 ml suurlemoensap gou ingooi. En hier wil jy nie wegloop van jou pot af nie.
gaan dit gou net so bietjie deurroer. Ons maak gebruik van daardie hitte wat nog in ons seep is. Jy sal sien die suurlemoenskil as dit in kontak kom met die soda, verkleur hy lekker oranje en hy maak sulke stukkies. Ons gaan hom weer bydam met die stokkie vereers, net so bietjie. Nou gaan ons maar weer ons pot so effens aansit voor ons die finale 2 bestanddele byvoeg. So net aansit. En ons sit hom aan maar op die lae temperatuur. Jy sal merk dat ek nie regtig tyd gee waar jy jou pot na soveel minute moet kom kyk nie, want alle potte werk teen verskillende temperature. En party potte is 3 minute, party is 5 minute en party is 15 minute. So ek gee vir u die fases in die stadium waarteen u moet kyk. U loop nie nou weg van die pot af nie, want dit kan nou baie vinnig gebeur dat dit net so gebeur dat die hele versepingsproses klaar is. Ons gaan so bietjie staan. Sodra as wat hy teen die kante begin 'n skuimpie gooi of 'n skifsel maak, dan is die seep gereed vir die laaste 2 bestanddele en dan onmiddellik moet jy jou vorms maar byderhand hou, want jy gaan baie vinnig nou te werk moet gaan om hulle in die vorm te kry sodra as wat die proses reg is. Ek mag net byvoeg dat wanneer jy dit in jou vorms gegooi het, hou maar ook jou handdoeke gereed, want hoe vinniger jy jou seep toedraai, hoe meer keer jy dat daar 'n gel stadium in jou seep plaasvind. Goed, ek dink is amper reg. Dat ons net kyk. Ja, ons is daar. Jy sal sien dat die seep onmiddellik weer nog dikker word. Hy begin 'n glansel kry. Hy begin so lekker blink glansel kry. Nou hier gaan ons nou nie verder Peter met die elektriese toerusting en tegnologie nie, want ons seep is baie naby aan reg. Jy sal sien as ek hom skud, begin hy die vormpies baie mooi en baie duidelik bo op die seep gooi. Dit beteken ons seep is reg vir ons laaste bestanddele. Ons gooi gou die borrie by. Die eetlepel borrie. Ons gaan ons heerlike sitrusolie byvoeg. Ek gooi sommer so 2 eetlepels by. Hierdie is baie sterk sitrusolie, so dis ongeveer 25 ml. En dan roer ons sommer met die spatula. Jy kan nou gestreepte gekolde seep maak, hangende af van hoe ver jy en hoeveel jy dit wil roer. Ek verkies om dit stadig deur te roer en dan net so effens 'n draai te gee met die wonderlike tegnologiese uitvindings. Jy sal sien dat die borrie sulke kolletjies maak soos dit set. Hierdie is vinnig werk. Sy afskud. En dan sit uit in die vorms. Die groot ding is nou om dit plat te sprei binne in jou vormpies. Mooi in alle hoekies. Baie mense hou daarvan om 'n patroontjie te maak. Ek maak dit soms so. 'n wave. Die ou mense het gewoonlik 'n doek, linne lappie of wat ook al nat gemaak, klam gemaak. Dan hulle seep binne in dit neergeplaas. Nou ek vou sommer hierdie plastiek om,
sodat my handdoeke darm maar nou nie te erg daaronder lê nie. Dan plaas ek dit nou op my handdoek en dit moet baie 24 uur. Ons sal dit môre uithaal en sny, want hy gaan nou heeltemal stadig afkoel hierin en set, sodat ons dit kan sny. En hoe digter jy dit toemaak, hoe beter vir jou seep. So ons vat maar die ou handdoeke en ons kyk dat ons hom so dig is. Goed, ons het ons seep nou oopgemaak. Ons keer dit uit die vorms uit. Haal die plastiek af. En nou gaan ons dit opsny. Wat ons doen, ek het nou net hierdie lekker lem gekry. Ek vind dit sny maklik. Ek maak eers so ongeveer hoe groot ek my seep wil hê. Ek hou van 'n lekker koekie seep. En dan druk ons net deur en ons sny af. Ek gaan na hier toe terugkom wanneer ek dit opgesny het. Net om vir julle te wys hoe lyk die seep. Jy sal sien dat die seep so laagie gemaak het. Ander sepe doen dit nie, maar hierdie is 'n suurlemoenseep en daarom doen hy dit. Jy kan sien waar die suurlemoenskil nog in die seep is. Nou gaan ek net die seep 'n bietjie opruim, dat hy netjieser is, en ek vat 'n groenteskillertjie, 'n ou groenteskiller, en ek haal net daai laagie af. Dit sal nie by die ander sepe gebeur nie, maar omdat hierdie 'n suurlemoenbasis is wat 'n alkali vorm, vind ek dat hy hierdie laagie maak, wat nou nie vir die ou mense 'n baie goeie pryswenner seep sou gewees het nie. Dan skraap ek net so 'n klein stukkie van die hoekies af. En hierdie seep word dan op koerantpapier binne in 'n ou boksie regop geplaas. Na 3 weke tot 4 weke kan die seep begin gebruik word. Die proses van verseping moet eers heeltemal plaasvind voordat dit gebruik kan word. Moet asseblief nie nou die seep gebruik nie, dit is nog nie gereed vir gebruik nie. Baie belangrik om te wag vir ten minste 3 tot 4 weke. Wanneer jy wil weet of die seep gereed is, kan jy die seep vat en teen jou tong druk. Indien dit 'n branderige smaak het, sal dit nog nie reg wees vir gebruik nie. Indien dit neutraal op jou tong voel, dan is die seep reg vir gebruik en sal hy baie mooi. Baie dankie dat u na my DVD gekyk het en ek sal dit waardeer as u vir my terugpos met voorbeelde van wat u gedoen het.